Welkom by Beeldskoon. Ek is Isel en ek gesels met vrouens oor alles van vrou wees. Die paaie waarop God hulle stuur en die lesse wat hulle geleer het. Gryp 'n koppie koffie en kom kuier saam met ons. Hallo julle en welkom by nog 'n episode van Beeldskoon. Ons is hier nog steeds in die lockdown en vandag het ek die voorreg om met Letitia te praat. Hallo Letitia. Hallo Isel, hallo almal. So gou-gou 'n side note, jy het dieselfde naam as my sussie. So die eerste keer toe ek jou ontmoet het, het ek dadelik soos yes, ek wil graag met hierdie meisie praat. So Letitia, voor ons nou begin, vertel ons 'n bietjie van wie jy is, wat jy doen en in watter seisoen is jy tans in jou lewe? Hallo julle, soos Amanda gesê het, ek is Letitia Binnewald. Ek kan nie meer sê meisie nie, want meisie is nou al jare terug, maar in hart is ek nog 'n lekker jong meisie. Ek is 'n blogger, 'n mentor, 'n spreker, 'n podcaster. In hierdie lockdown het Daddy my nou gelaunch in 'n podcaster mode ook. Ek weet nie of dit kan qualify as ek net audio's opgeneem het op my selfoon nie, maar dis dit vir nou en ja, wat nou is. Ek dink ek ervaar 'n verskriklike nuwe seisoen. Ek ervaar baie die woorde dis tyd. Letitia, soos dit waarvoor ek jou voorberei het al die jare, dis tyd. Ek voel soos 'n nuwe launch into something new, ministry-wise en ja, ek is baie opgewonde oor waartoe ons gaan. Nice, ek is saam met jou opgewonde. So jy het, sover ek weet, 2 blogs/podcasts, né? Anker van Hoop en King of Kings. Vertel ons 'n bietjie van dit, hoe dit begin, wat jou hart agter dit. Die blogs is regtig platforms geskep deur die Here, 'n hele paar jaar terug. Ek het in 2013, einde 2012, 'n verskriklike obviously 'n hele pad van voorbereiding gestap waar ek regtig ervaar dat die Here lê op my hart regtig. Letitia begin vir my vra, waarom het ek jou gemaak? Jy weet, wat is die doel vir jou lewe? Want elkeen van ons het God 'n droom voor. Jy weet, ons het regtig ek dink 'n verantwoordelikheid op aarde om regtig as ons in verhouding kom veral met die Here te begin hoor. Jy weet, soos jy Isel het obviously al gebid in jou pad. Here, wat is u droom vir my lewe? Wat wil u moet ek doen? En ek het regtig dit so begin sê en ek het maar net begin bid en al hoe meer begin oorgee. En toe het ek einde 2012 so 'n wow oomblikie gehad. Ek gaan nou nie alles vertel nie want ons baie goedetjies wat gedoen oor daai tyd. Maar 'n spesifieke dingetjie wat gebeur het. Verskoon my. 2012 Desember. Toe was ek saam met my tweelingsussie en swaar en vriende vir die tweede keer in Israel en die een oggend word ek wakker, maar soos duidelik hoor ek online boekklub. En ek het nog nooit daai tyd ooit voorheen gehoor van 'n blog nie. Ek het nie eers geweet so iets bestaan nie. So ek dink die Here was goed want as die Heilige Gees gefluister het 'n blog het ek nie eers geweet om te begin nie. Ek het sou gedink dit is dalk 'n ander language van 'n ander land of iets. Maar ek hoor dit duidelik online boekklub en dit bly by my. En ek moet sê ek was altyd lief geskryf as kind op skool, stelwerk en goeders, maar dit het heeltemal doodgeloop na skool. En mense dan maar begin fokus op die groot mens lewe en ja, dit het net totaal en al nie meer gefeature in my lewe nie. En dis seker so 'n maand later, dit is eendag by die werk en ek het nog so gewerk en ek het net ewe skielik so in my gees hier 'n prentjie gesien. Ek onthou toe ons kinders was, het ons altyd so 'n zozo hut in ons erf gehad en ek so baie keer as ons nie bediende gehad het nie of iets om skoonmaak en so sperkgoedertjies sit en my eie persoonlike workspace daar organise en ek sien daai zozo so duidelik ewe skielik. Ek meen ek het so 15 jaar later aan daai ding gedink. En ek hoor net soos die Gees het vir my fluister. Dit was toe al daar, ek het dit toe al in jou gesit. Moenie worry nie, ek sal vir jou gee wat om te skryf. Wow. En maar dit tref my so diep. En dit was seker ek dink 2 maande na dit. So dit net duidelik begin ervaar hoe die Here net soos 'n deur wat toe was vir hoe lank hulle my lewe oopmaak en soos Letitia, I'm ushering into something new. It's time. En ek was so benoud julle. Ek wil vandag te encourage as julle dink jy moet ek het dieselfde praat net. Jy hoef nie heavy qualified te wees nie. Die Here equip vir jou. Hy qualified vir jou op die journey. Hy soek regtig net obedience en surrender. En die Here het self vir my so begin equip. Ek het opgehou werk einde 2012, November, Desember. Ek het maniere uitgevind, daar's 'n verskil tussen 'n blog en 'n website. Die Here het toe al die naam op my hart te begin sit. King of Kings is eerste gebore. Ek het so King of Kings begin net ervaar.
En ek sê, Here, King of Kings, is so boring. Almal vat King of Kings. Maar jy weet as die Here praat, het hy 'n doel, daar's iets in die hemel wat hy wil laat gebore word op aarde, so you just verby. En julle ek onthou nog toe ek die blog oopgemaak het, was daar net so hierdie pragtige blank page en ek sê, Here, as u nie daai belofte aan my gaan hou nie, dan gaan nie niks gebeur nie. En julle dit is so skerie om uit te begin tree net in geloof en jy weet as jy net die Here het om op staat te maak. Dis maklik om te sê, ek vertrou die Here. As ek finansies het en al die goedertjies, maar wanneer die Here sê kom uit en just do something. Jy raak heeltemal benoud. So wat ek vir jou sê, ek het die Bybel geëet. Ek het letterlik die Bybel geëet en obviously ek hoop mense verstaan dit is vergielik geëet, maar ek meen you have to deposit it into your spirit so richly. En dit was einde Januarie. Dis my rekenaar al reg en my kantoortjie lesenaar reg en ek sê Here, okay, ek glo ek gaan opdaag. Toe die Here vir my einde Januarie, een nag, toe dit so saggies gereën het, die eerste gediggie gegee op kingofkingsblog.com as jy wil gaan kuier. En baie vir my confirm dat die naam is King of Kings. About the King, sorry dat ek skryf. Ek gaan lees dit. En dit was 2 weke later, toe die Here my letterlik in die aande begin wakker maak, en ek het soos letterlik frases soos in my gees gehoor, and I just started to write down what I was hearing. En ek het geweet aan die einde, as dit die einde is, en dit het letterlik gebore as gediggies. En ek het aangehou met dit, en dit het net rarig, ek dink dit was Augustus daai jaar, toe het Anker van Hoop is toegebore, want toe het ek begin sensureer vir my Afrikaans begin ook gee. So toe is dit nou die Afrikaans en Engels platform, en gegroei, obviously, dit is nie net gedigte nie, hy het naderhand al hoe meer van te hart vir my begin by. Jy weet hoe hy oor dinge voel, en hier kom ons by die boodskap van die blogs. Die boodskap van die blogs is regtig hartkonneksie met God. To build heart intimacy with the King of Kings, Yeshua, Jesus. Dat ons regtig, daar's so 'n ushering in Daddy se hart vir ons om sy kerk, sy kinders, om in sy hart in te kom. Soveel mense ken hom nie. Hulle weet nie hoe mooi hy is nie. Hy is absoluut beeldskoon. As ek nou die naam kan gebruik, dis regtig so. Dis sy naam en anyway. Maar mense ken hom nie. We don't know him. En dis hoekom ek hier is. Hy het regtig die laaste 2 jaar se kant regtig met my so begin shift. Dis nie net vir jou nie. Dit is vir elkeen van my kinders wil ek hê hulle moet hierdie pad van intimiteit met my smaak. Jy weet, 'n mens kan so half begin spesiaal van en dink, "Jo, ek is uitgekies om dit te doen." Maar julle, dit is nie so nie. Dit het vir my al kom sê duidelik, Tisha, die enigste verskil is jy het gevra vir meer. Ja, ek het 'n spesifieke roeping, ek het 'n spesifieke calling, but this is something that I want every child to experience. Hy het vir my gesê, Tisha, help my kinders. Help my kinders om oor daai obstacles te kom wat jy in jou lewe deurgegaan het, in hierdie pad met verhouding bou, and help them to also get to my lap. Help them to also come to a place where they experience this deep knowing, en hierdie glad nie skaam wees nie. Dit is so skerry vir ons as ons wil intimiteit begin bou. Dalk vir julle wat al getroud is, weet, ek gaan nou ophou praat self. Nee, is reg, ek luister, ek love it. Mense, ons is, julle, as ek wil kan sê, hoeveel obstacles ek in my hart gehad om te maak vir God. Die wêreld leer ons op onsself te beklei. Die wêreld leer ons om mure om te bou, waar ons mense uithou, en ons wil onsself beskerm van seer kry. En die Here het net vir my kom wys, dis hoekom die beste ding wat ek mense kan aanmoedig om te doen, kom in 'n persoonlike verhouding met Christus. Kom in 'n persoonlike verhouding. Dit is nie net godsdienst nie, dit is nie net kerk nie, dit is nie net Sondag 24 uur, 'n paar uur nie, dit is 24 uur, 7 dae 'n week, 365 days a year. Dit is constant connection, constant communion, waartoe Daddy ons roep. En dit is so passie in my hart, want ek het die Here toegelaat om daai bakstene om my hart enetjie vir enetjie te begin afhaal. En ek het geleer in hierdie pad, julle, hoe baie ek God kan vertrou met my hart. En as ek net mense kan encourage vandag, om hulle harte te begin oopmaak vir God, en om toe te begin laat, om intimiteit te bou. Ja. En toe begin, wat al so 'n mooi woord in die Engels, ek dink aan dit, deursigtig, om, jy weet, intimacy is mos into you see, soos to allow someone to see, om te begin oopmaak, regtig te sê, Daddy, this is who I am, maar dit is een obstacle daai, ons is so skaam om voor God oop te maak, want dit is, ons ken al die vult in ons, ons weet wat is sleg daar binne, en nie kan ons weggooi, sodra hy sien wat daar binne aangaan,
Maar in Jesus is ons so welkom. In Jesus is hy so sag. In Jesus is hy so welcoming. En in Jesus kan ons net die pad van dieper in sy hart inkom en hom allow om dieper in ons harte in te kom. So dis die boodskap vir die blogs. Ja. En kort, ekskuus, maar ja. Nee, dit is amazing. Ja, dit seker. En dit laat my net so dink, soos jy nou praat, dink ek baie van ons, ek weet ek self, baie keer as jy dink aan jou verlede, dan is daar al shame en wanneer jy daai intimiteit met die Here het, hy vat dit weg. Hy sê vir jou, weet jy wat, al het jy wat gedoen, al voel jy hoe vuil, al voel jy jou klere is nie genoeg vir my nie, dit is jou spiritual klere. Ek is lief vir jou en as mens eers dit besef, en ek seker ons almal smag om op daai vlak te wees waar jy ons is nie almal noodwendig waar jy is nie. Maar ek dink as jy eers net 'n taste of dit het, dan soek jy meer en jy soek meer. En ek wil mense regtig encourage om jou blogs te gaan lees en jou podcast te gaan luister want jy het soveel wysheid om te deel en soveel ek dink jy het die Here al in soveel glorie gesien waar baie van ons na smag. Maar dis 'n proses, nee, dis nie ietsie wat oornag kom nie, nee. Julle, dat ek julle sê so lief vir my. Please don't look at me and think, julle, as julle weet waar God my kom haal het. Jy weet, Isel, ek het die eerste video wat ek nou opneem vir die blogs, nou voel ek die Here sê vir my, Tisha, jy moet begin live gaan op video, nee. Sê ek, Here, waar praat ek? Ek weet nie even, die Here weet wat is die obstacles in mense se harte. En soos presies as jy nou gesê het, hy wys vir my die spesifieke groep mense wat glo, hulle is nie goed genoeg vir God nie. Jy weet, God gaan daai ene kies wat 'n pastoor is of 'n lank pad met hom loop of regtig skyn vir die Here, maar hy sal my sin en my shame. Nee, hy sal my nooit gebruik nie. Julle luister vir my, God wil vir jou hê. En al wat hy vra is jy bereid om in te kom? Geen net enetjie. Eintlik is die basiese woord glo. Sal jy glo dat ek uit jou gemors goed kan bring? En dit bless my altyd so. Jy weet, ek luister 'n hele rukkie terug en dit resonate so my hart en is die waarheid. God soek commitment. Julle, as ons committed kan bly, soos, kom ons pat na hierdie huwelik prentjie. As ons nou die dag voor die kansel staan en beloof ons Here, voor die Here obviously, maar vir jou man of jou vrou, in rich or in poor, in sickness and in health, till death do us part, I will stay committed. Dis 'n groot belofte, maar dis basies die sin met die Here, intimiteit met die Here of waartoe die Here elkeen van sy kinders sal vat is presies dieselfde. Hy vra net, sal jy my hand vat en committed bly tot jy die dag jou kop neerlê? Will you stay committed to me, stay faithful to Jesus, maak nie saak wat nie, hoogwater, laagwater, Here ek gaan deur, en ek kan vir julle eerlik sê, julle, hierdie pad tot vandag toe, julle, dit is stap om getrou te bly in die Here. Ek het al soveel keer in hierdie pad met die blogs en hierdie journey van faith, en dink ek, Here, dit kan nie so moeilik wees nie, man. Dit moet makliker wees. Maar julle, die Here kom mature vir jou. Hy kom al goud uit jou gees uit en hy kom maak vir jou sterk. En jy groei in gees en ons het dit nodig vir die eindtyd. Ons het nodig om mature te wees. So, ek wil vandag vir jou sê, maak nie saak of jy nog nooit jou hart vir die Here gegee het nie. Dalk het jy al jou hart vir die Here gegee, dalk was dit nog net kerk toe gaan, dalk was dit nog nooit verhouding nie. Julle, altyd dieper. Jy weet, ietsie wat Daddy ook al op die blogs gesê het, is my kind, die einde van die hemel is nog nie eens gevind nie. We can never get to a place of complacency with Jesus. Nooit nie, ek nie eers nie. Vir my, ek dink die grootste challenge is om honger te bly, selfs al het ek soveel gesmaak. Verstaan jy? Want dit is wat ons dieper vat. Dis wat ons dieper vat. So, stay hungry en begin die journey. Julle, nog ietsie wat ek kan encourage mee. Daddy sê vir my, ook al eendag met dis skie. Hy sê my kind, geniet elke stukkie van die pad. Moenie wens jy was al hier of hier nie. Elke stukkie van die pad het mooi. So waar jy is vandag met die Here, is mooi. En waar Isel is vandag met die Here, daai seisoen is mooi. It's just you have a life partner through every season of your life. Dis waartoe die Here ons roep. So jy is goed genoeg. Ja. Goed genoeg. Jy is. Asseblief, nie alleen glo nie. Jy is goed genoeg. Die Here soek nie perfeksie nie, hy soek oorgee. Yes. Hoorie, so ek kan ure met jou praat. Ek sal love as ons mense sal ure praat, maar al hierdie wysheid wat jy het, share jy ook op jou blogs en obviously dit kom van die Here af.
Waar kan die mense in kontak met jou kom? Waar kan hulle jou blogs lees en jou podcasts luister? Julle kan gaan kyk vir die Afrikaanse blog. Dis www.ankervanhoop.com en dan die Engelse een is www.kingofkingsblog, blog vir julle wat nie weet hoe met blogstaal nie.com. Ons is op Facebook, ons is op Instagram. Ek het recently op Instagram ook gegaan. En ek weet nie of julle die e-mailadres ook soek nie. Ankervanhoop@gmail.com en kingofkingsblog@gmail.com. Perfek. So as ek wil ek wil graag julle almal aanraai om dit te gaan lees en te gaan luister en net die encouragement te vind. Ek dink regtig die Here het jou so spesiaal gemaak om hierdie woord en hierdie hoop en die encouragement vir ander vrouens en vir almal te gee. Nou vir ons uit tyd hardloop, vertel vir ons een van jou gunsteling liedjies, worship liedjie, gospel liedjie wat jy op jou hart wil hê met die luisteraars wil deel. Ek het so baie. maar ek dink in die seisoen nê. Ek het rukkie terug by 'n vriendin 'n liedjie gekry. Stephanie Wetzinger, ek weet nie hoe sy haar naam nie. No one ever cared for me like Jesus. Julle luister daai song. Dit vat jou tot in daai veilige plekkie. Verstel ek eendag in Jesus se hart in. Ek voel net God se hart as ek aan liedjie luister. Baie mooi. Dankie. Ons gaan hom definitief link vir almal saam met al jou kontak details dat hulle in kontak met jou kon kom. En dan 'n laaste ietsie wat jy dalk vir die vroue wat luister vandag wil encourage. Ons is nou tans op level 3 lockdown. Dit mag dalk verander teen die tyd wat hierdie episode uitkom, maar ietsie wat jy net op jou hart wil hê, wat die Here dalk deur jou wil sê, net vir die vrouens wat voel, ja, ons is nou nog in hierdie lockdown en ek voel so ver van die Here af. Ietsie wat ek definitief kan sê is my behoud en ek glo dis 'n groot geskenk wat God vir ons elkeen gee. Dis die geskenk van stilte tyd. Eerlik waar julle hierso met die eerste extension van die lockdown. Toe voel ek net soos heeltemal dinge gaan nie volgens plan nie. Julle weet dis veranderinge van die planne en goed. Maar ek het so dankbaar ek kon dit al ontdek. Gaan sit net by die Here. Die Here wil hê ons moet in oorwinning lewe. Of jy 'n mamma is of jy nou single is of waar ook al, ons konstant in elke van ons lewe pressure. En ek dink oortuig daarvan, one of the most beautiful gifts for us to thrive in life and not just to survive is quiet time with Jesus. Ons gaan ek dink te vinnig daaroor. Ek onthou in die beginjare was dit regtig 'n ding van jy moet. Maar as jy kan neerdruk, dan raak dit ek het dit nodig. Dis lewensawesome. Verstaan? So ek wil hê julle moet in oorwinning lewe en ek weet God wil hê julle moet in oorwinning lewe en mag dit bemoedig, gaan sit by die Here en selfs al voel jy hom nie, selfs al hoor jy hom nie, selfs al soos ek verstaan niks nie. Ek het soveel om te sê, maar ek het tot my eie video gaan sê, maar julle God sien elke trekkie wat jy nader gee. And if you will stay committed in quiet time and seeking him, he's going to show up so powerfully in your life and you're just going to start to eat from that living waters and taste that victory and that hope and that joy that we can have. By die wêreld drein gee hy terug in stilte tyd. So asseblief doen dit. As ek julle met iets kan doen, doen dit. Quiet time. Sure, dankie vir 5 minute. Ja. Ons dis julle dis 5 minute. 5 minute elke dag vir die res van jou lewe. Okay. Ja, mens kan begin by 5. 5 it's a good starting point. Yes. Maar Letitia, dankie vir jou tyd. Ek het so lekker met jou gesels en ek sien uit dat ons hopelik in die toekoms weer kan gesels. En net dankie vir wie jy is en wat jy so gehoorsaam is en die Here se liefde en se woord wil buite kry. Ek glo dit gaan regtig baie mense bless. Isel, jy het my gebless en baie dankie dat ek 'n gas wees hier. Dankie vir die kans, die voorreg en baie liefde vir jou hoor. Dankie. Vir julle ook, baie julle. Ja, dankie dat julle geluister het. Ons gesels weer baie. Bye.